Goeiedag Handelinge Gemeente en baie welkom by ons aanlyn diens. Ek vertrou dat dit met julle baie goed gaan en ek weet ook dat die Here vir elkeen van julle vandag op 'n spesiale manier wil kom aanraak. So ek wil graag saam met julle bid. Here, dankie dat U die God is wat altyd 'n saak het met sy kinders. En vandag is niks anders nie. U het steeds 'n saak met my. Wil U asseblief deur die woord vir my kom wys wie U is en wie ek is in U. Dankie Here, dat U nooit klaar is met my nie, dat U altyd besig is om met my te werk. Here, kom dat U wil vandag ook in my lewe geskied. Amen. Ek weet nie of jy al soos ek vir lang tye in jou lewe met skuldgevoelens rondgeloop het nie. Ek weet nie of jy al dinge gedoen het wat jou tuister vir jare lank nie. Ek weet nie of jy al skuldig was of sonde gedoen het wat jou opeet van binne af nie. Ek dink ons almal was al in daai bootjie en sommiges van ons is nog steeds in daardie bootjie. Toe ons met vakansie was, het ons 'n liedjie op repeat geluister wat se naam is Like a Prodigal. En daardie liedjie het diep in my gees en my hart ingesny en my weer kom herinner aan die feit dat God 'n Pa is wat ons nooit los nie. En hy is 'n Pa wat ten spyte van die feit dat ons afdwaal en sondig en soms ons rug op hom draai, altyd vir ons wag. Wanneer laas het jy daardie gelykenis gelees? In Lukas 15, vanaf vers 11. Wanneer laas het jy gaan stil staan en dalk jouself in daardie verlore seun se skoene geplaas? Wanneer laas het jy gekyk na wat die pa gedoen het, toe sy seun terugkeer? Ek wil vir jou vandag sê, dat ja, ons almal het al skuld gedra en ons almal was al gepootjie deur ons eie sonde. Maar Lukas 15, vertel 'n storie van 'n pa wat sy kinders altyd met oop arms terug verwelkom. Dit vertel 'n storie van 'n kind wat gerebelleer het, 'n kind wat gemors het met sy talente, 'n kind wat sy rug op sy pa gedraai het, selfsugtig was, maar wat nooit los was van sy pa se liefde nie. En toe hy stikkend was, verpletterd was, platgeslaan was deur die sonde en deur sy eie keuses, was sy pa die konstante in sy lewe. Sy pa het nêrens heen gegaan nie. Nie net het sy pa nêrens heen gegaan nie, sy pa het in afwagting gesit en verlang na sy terugkeer. Sy pa het eintlik voorbereiding getref vir sy terugkeer. En toe sy seun sien terugstap, het hy geen steen onaangeroer geraak om sy seun weer terug te verwelkom en spesiaal te laat voel nie. En hy het hom behandel volgens sy identiteit, nie volgens sy sonde nie. Hy het hom behandel volgens die persoon wat sy pa geweet het, hy diep binne in sy hart is, sy kind. Hy het hom nie sekondêr hanteer nie. En ek wil vandag vir my en jou sê, die Here hanteer ons nie volgens ons sonde nie. Hy behandel ons nie volgens die dinge wat ons gedoen het en die foute wat ons gemaak het nie. Hy behandel ons volgens ons identiteit. En ons identiteit is kind van God. En dit kan nie verander nie. Geen sonde, geen foute, geen afdraaipad kan van hierdie identiteit kom steel deur God se oë nie. As God na my en jou kyk, sien hy ons ware identiteit, ons is sy kind. En hy behandel ons so. Hy wil net hê ons moet terugstap. Maak nie saak wat ons foute was nie, maak nie saak hoe skuld 'n las om ons skouers geword het nie. Hy kom en hy vervang daardie las wat ons dra op ons skouers van sonde met 'n nuwe kleed. En hierdie week wil ek jou uitdaag, maar wil ek jou ook bemoedig en ek wil jou verseker dat God na my en jou kyk
as sy kind, nie as 'n sondaar nie, nie as 'n wegloopkind nie, maar as sy kind. Kom ons gooi daardie sondelas af, kom ons gooi daardie skuldgevoelens af, en besef weer opnuut, dat God op ons wag. Hy wag dat ons sal terugkeer, maak nie saak wat ons gedoen het nie. En kind van God, kom ons wees vry. Kom ons hanteer hierdie skuldgevoel nou vir eens en vir altyd. En besef dat dit vir God niks saak maak nie. Wat vir hom saak maak, is dat ons sal terugkeer, omdat ons sy kind is. Amen.